begin sing. Hallo julle! Ek ons weer. Hallo julle! Nog een keer. Hallo julle! Ons sal dan werk. Hoe gaan dit met julle? Het julle 'n lekker week gehad? Almal sê so. Myne ook, want ek het baie afperiodes gehad. Die matriek is nie meer by die skool nie, so dit was vir my baie lekker. Baie afperiodes. Ek het 2 periodes gesit in boek lees. Wat lekker. Okay, julle afkondigings. Dan senior sop en broodjies. Julle weet daarvan, dit is wat? Hierdie Vrydag. Hierdie Vrydag julle moet julle plekke bespreek by Gerda. Anders kry ek sop daai aand. Dan is dit ons mandjie dans, die einde van die maand. Kaartjies is beskikbaar by enige kerkraadslid. So asseblief julle bring julle maatjies, almal, ons gaan lekker sokkie. Ons gaan tot die Macarena doen. So asseblief nou julle kaartjies. Soos R50 vir alle hoërskoolkinders tot en met grootkinders, okay? Dan wat dan nog? Mannekamp. Mannekamp is iewers in September. 6 tot die 8 September, dit gaan pret wees, die kinders gaan saam. Ek dink ek jok. Goed, dan verjaarsdag. Julle kry 'n suursweetie, dis al wat ons in die kluis gehad het vandag. Kyk, wie het verjaar die week? Die maand? Kom, oom Gerard. Is oom al een? En tannie Brenda, tannie verjaar ook. Doen tannie nie? Kyk, gaan gee vir daai oom en tannie 'n sweetie. Gaan jy? Daai oom daar met die rooi en blou hempie en daai tannie daar agter, okay? Okay, ons sal nou vir julle bring. Dan was daar nog. Goed, julle, ons is bly julle is hier vandag met ons. Ons hoop julle gaan vandag 'n boodskap kry van die Here af. En julle, partykeer is dit maar net die teenwoordigheid van ander wat ons kort. Net die lekker gesellige koppie koffie na die tyd, net by closeness, nee. Ons gaan vir oom Gerard vandag, wil oom nie vir ons open met gebed nie, asseblief. Oom stap so maar. Kom ons sluit die oë asseblief. Koning Heer, wat 'n wonderlike dag het dit en wat 'n wonderlike voorreg wat ons het om hier in U teenwoordigheid te kan wees. Here, ons het nodig om in 'n samesyn te wees van ander gemeentelede, dat ons kan skouers skuur, dat ons kan leer van U woord. Ons vra asseblief seën Dominee Steon dat die woord wat deur hy gespreek sal spreek, dat dit deur sy hart sal kom en dat dit uit die Bybel sal wees. En as ons nie enige vrae daaroor het, kom ons vra vir hom daarmee. Kom ons gesels met hom oor die preek wat hy vir ons lewer. Want ek dink dit is ook 'n groot voorreg wat ons het om oor die woord te kan gesels. Na die tyd, Here, as daar koffie en tee is, wil asseblief vra dat elke wat hier is, dit saam met ons sal deel. Sien asseblief die res van die dag vir ons vra dit in die groot naam. Amen. Ekskuus julle, ek het nou vergeet om net julle terug te voer te gee van Vrydag. Vrydag was baie amazing, die wat by Anay Blom was, dis baie goed geweest. Ons dink aan 'n vrouekamp, want ons weet daar's behoeftes. En dan wil ek graag baie dankie sê aan oom Thys en oom Pieter en oom Pieter daar. Hulle het ons uiteindelik ons koffie en teeborde op vir ons gesit, so baie dankie aan julle. Ons waardeer dit. Die borde was geskenk vir ons, so dit lyk baie mooi. So nou kan julle mooi sien waar is die tee en koffie na die tyd. Okay. Nou kan julle nie sê julle het nie geweet nie. Stian? Nou weer. Ons gaan nou sing. Ek werk nog aan al julle. Maar welkom, kom ons staan, dan gaan ons lekker saam sing. So al ons maatjies, julle kan vorentoe kom as julle wil saam spring en dans. Ons ouer maatjies, julle kan saam met ons staan. En dan gaan julle ook saam met ons lekker sing. Ons soos julle sien, ons gaan sing Ek spring soos popcorn. Hallo, asai. Kom ons staan, dan sing ons lekker saam met ons maatjies en dan daarna saam ons band sal ons ook verder sing. So, hallo, how's hy? Goeiemôre almal, hoe gaan dit met julle? Want ek weet hulle het nou, maar dit voel net my verkeerd, want ek is net so gewoond ek vra julle. Nou vra hulle sê
het en nou voel dit vir my verkeerd. So ek is bly dit gaan daarom met meeste van julle goed, van julle het nou nie gewys nie, so ek weet nie, maar ek hoop dit gaan goed. En we gaan gou hoor, is daar enigiemand wat vanoggend wil getuig, iemand wat 'n getuienis het vanoggend, iets wat hulle net vir die Here wil dankie sê, enigiemand wat dalk wil net vra vir gebed. OK, enigiemand wat iets net op die hart het wat hulle graag met ons wil deel vanoggend. As hy. OK, so ek wil net midde van die video wil ek net sê dat vir klein Janetjie vir wie ons laasweek gebid het, ons nog niks weer gehoor nie, maar dit lyk of dit daarom goed gaan of alright gaan. As hy. Ons is dankbaar. Ons vra ook dat julle aanhou bid asseblief vir haar, dat ons ook vir die Here ook net vra om te doen wat sy wil is. Ook met haar. Julle kom ons lees vanoggend, lees ons Handelinge 28, so jy is meer as welkom om soontoe te blaai, as jy jou Bybel gebring het. Kan ek vra, het almal 'n papiertjie by die deur gekry? Die een kant staan daar ander, en die ander kant staan daar God. Het almal so 'n papiertjie gekry? As jy nie een gekry het, steek gou jou hand op. Kan ek gou vra, wie kan ek vra? John, sal jy gou vir ons uitdeel? OK, elke een kan so een kry, daar's genoeg geprint vir elke een, so as jy hoef nie net een per gesin te vat nie, so as jy nie een gekry het nie, hou net jou hand op, of as jy nou terugkom, steek dalk net jou hand, dat sy vir jou ook kan een uitdeel, dis nou van toepassing, ek sal nou daarby uitkom, maar ons gaan nou vanoggend eers saam lees Handelinge 28, so Joan sal nou, waar allemaal uitkom, jy moet maar net jou hand ophou, as jy nie een gekry het nie. Kom ons lees. Nadat ons veilig aan die wal gekom het, het ons gehoor dat dit die eiland Malta is. Nou as jy nou nie jou gedeelte gister gelees het nie, Handelinge 27, sou jy nou nie weet nie, maar Paulus is nou op pad Rome toe. So hierdie week het ons dit eintlik gelees, kom ek stop met gou geraad, dan gaan ek net gou so agtergrond gee, laat ons net weet, hoe kom hulle nou, Joan daar agter is daar nog twee. Hoe kom ons nou dan daarso, nee, so hierdie hele week het ons gelees hoe Paulus, hy was nou terug Jerusalem toe, ons het laasweek daaroor gepraat, nee, hy was terug Jerusalem toe, die gelowiges in Jerusalem het gesê, hoorie Paulus, die mense is bitter kwaad vir jou, hulle wil jou dood hê, want hulle sê, jy preek nou ander dinge, en jy preek nou teen die Here, en al die behoed, en hulle wil jou dood hê, en so neem hulle dan vir Paulus nou gevange, en hulle het dan nou al hierdie hofsaak, en ons sien, en as jy dit mooi raak gelees het, hierdie hofsaak het nogal 'n hele lang ruk uitgerek, want op 'n stadium is dit Felix wat gouverneur is, en dan sê dit, hy het vir 2 jaar het hy vir Paulus daar in die tronk gelos, nee. So dit het nogal 'n tyd gevat vir Paulus, maar die eindeinde daarvan is Paulus sê, maar ek wil voor die keiser, wil ek my saak gaan pleit, nee. En so Paulus is op pad dan na Rome toe. Op pad soontoe sê die Here vir Paulus, hoorie Paulus, daar kom 'n groot skip, daar kom 'n groot storm, julle moenie nou seil nie, julle moet nou nie nou al gaan nie. En Paulus probeer die mense waarsku, maar hulle wil nie hoor nie, en dan kom die groot storm wat die Here vir Paulus van gewaarsku het, en Paulus, die Here sê daarom vir Paulus, moenie worry nie, almal sal daarom okay wees. Julle sal daarom almal gered word, die skip gaan nie okay wees nie. En so kom dit dan nou hierso, dat ons dan nou lees vanoggend, dat nadat ons veilig aan die wal gekom het, so almal het toe nou maar geswem, het ons gehoor dat die eiland Malta is. Die mense daar was baie vriendelik teenoor ons. Omdat dit begin reën en al koud was, het hulle 'n vuur aangesteek en ons almal daarby verwelkom. Paulus het 'n klomp hout bymekaar gemaak en op die vuur gegooi. Van die hitte het daar 'n slang uitgekom. Die Engels sê 'n viper, nee. So of nou half dis 'n giftige slang, is die punt, nee. Het daar 'n slang uit die vuur uitgekom en dit het aan sy hand vasgebyt. Toe die mense die slang aan Paulus se hand sien hang, sê hulle vir mekaar, hierdie man moet beslis 'n moordenaar wees. Al is hy uit die see gered, wil die goddelikheid wraak hom nie laat lewe nie. Paulus het egter die slang in die vuur afgeskit en niks oorgekom nie. So imagine net gou hierdie hele storie.
Paulus vat hierdie klomp hout, hy gooi dit op die vuur, hier kom hierdie slang uit, byt vir hom, Paulus net soos, okay, val. Ek weet nie of ek so rustig sou gewees het nie, nee. Selfs die mense wat dit sien, kyk na Paulus en kyk na die hele storie, en hulle is soos, gewoon dan, nee, sorry Paulus, ons gaan nou sien, hulle is net soos, okay, kom ons wag. Soos, sorry, nee Paulus, maar dit gaan nou nie lekker wees nie, bye, lekker om jou te ontmoet, maar bye, nee, ons gaan dit nou lees. Paulus het egter, vers 5, ek gaan dit gaan weer lees. Paulus het egter die slang in die vuur afgeskit en niks oorgekom nie. Hulle het gewag dat hy moet opswel of skielik dood neerslaan. Maar nadat hulle 'n lang ruk gewag het en gesien het dat daar niks ongewoons met hom gebeur nie, het hulle van mening verander en gesê, hy is 'n god. Daar was 'n plaas in daardie omgewing wat aan die hoof van die eiland 'n man met die naam Publius behoort het. Hy het ons vriendelik ontvang en ons 3 dae lank drie dae lank as sy gaste gehuisves. Publius se pa was in die bed siek van maagkoors. Paulus het na hom toe gegaan en nadat hy gebid het, het hy hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. Na hierdie voorval het ook die ander siekes op die eiland na Paulus gekom en hy het hulle gesond gemaak. Hulle het ons met baie geskenke vereer en toe ons vertrek het ons van alles voorsien wat ons nodig gehad het. Na 3 maande het ons vertrek met die Dioscuri, Alexandrijnse skip, wat daar oorwinter het. Ons het in Syracuse aangekom en 3 dae daar oorgebly. Daarvandaan het ons verder gevaar en in Rhegium gekom. Die volgende dag het daar 'n suidwind begin waai en na 2 dae was ons in Puteoli. Daar het ons gelowiges teëgekom wat ons uitgenooi het om 7 dae by hulle te bly en so is ons na Rome toe. Die gelowiges daar het van ons gehoor en party van hulle het by die Appiusmark gekom, ons daar ontmoet en party by die 3 herberge. Toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed geskep. Het ek nog hulp nodig? Okay. So hier lees ons die hele storie en die hele gebeure van Handelinge is eintlik maar vir ons om ons 'n kort oorsig te gee van wat alles met die kerk gebeur het in die eerste paar jare. En as ek praat van die eerste paar jare is dit eintlik 'n hele klomp jare, soos 30 jaar wat hierdie goed gebeur het. En so, dis al vir ons 'n vlugtelike oorsig van dit alles. En ek weet nie van jou nie, maar soos wat ek dit lees, en soos wat ek dink aan Paulus en Paulus se lewe, dink ek net aan, wow, wat 'n lewe het hy nie gelei nie. Soos hier lees ons weer, nê, hoe Paulus hierdie wonderlike ding, of nie, ek dink hy het in die oomblik gedink is 'n wonderlike ding, maar 'n wonderlike getuie van wie God is nie, nê. Hy kom hier op hierdie eiland en in die eerste plek waarsku hierdie mense, sê, hoor, God het vir my gesê, ons moenie nou vaar nie. Hulle luister nie na hom nie, hulle kom dan na Paulus en sê, Paulus, hoor, jy moet nou vir ons sê, hoor, gaan ons dit maak? En Paulus sê, moenie worry nie, ons gaan dit maak. En hulle kom op hierdie eiland, hier gebeur hierdie wonderlike dinge van hierdie slang wat ontbik. En hulle sê soos, gaan na Paulus, nice to know you, bye, nee. En dan is Paulus net soos van, nee wat, nie 'n probleem nie. En hy lewe en dan van een oomblik dink hulle, okay, God haat hom, na die volgende oomblik dink hulle, wel, God, hy is 'n God, nee. En dan doen hy al hierdie wonderlike dinge, hy gaan bid vir hierdie ou, hy word genees, al hierdie ander mense kom na hom toe, bid vir hulle word genees. En dan dink ek soos, wow, wat 'n lewe het Paulus nie gelei nie. Wat 'n wonderlike lewe, wat 'n wonderlike getuienis het Paulus nie gehad nie, nê. Daar's nog ouens in die Bybel wat ons van lees. Dink net aan Johannes, nê. Johannes vir wie Jesus daar, ons het dit gelees toe ons Johannes gelees het, wat Jesus moet vir hom sê, weet jy wat Johannes, jy gaan dalk nie eers sterf nie, nê. Hy het nie gesê jy gaan nooit sterf nie. Hy het gesê, weet jy wat, as ek wil hê dat jy nie moet sterf nie, moet jy nie sterf nie. En Johannes het 'n wonderlike lewe geleef, nê. Johannes aan die einde het hy daar in Openbaring daar op 'n klein eiland Patmos het hy 'n natuurlike dood gesterf. Nadat die mense hom regtig al probeer doodmaak het. Soos Johannes het net so crazy lewe gehad. Op 'n stadium, dink net gou, imagine net gou hierso, op 'n stadium het die Romeinse keiser nie wat is die man se naam?
Ek gaan nou nie eers op sy naam kom nie, nee. Maar die Romeinse keiser het vir Johannes regtig so baie gehaat, dat hy gesê het, weet jy wat, gooi hom in 'n pot kokende olie. Maak die vuur aan die brand, kook die olie, nadat ons vir Johannes gekook het, gaan ons hom chips maak, nee. Vis en chips. En hulle gooi vir Johannes daar in die olie, en Johannes is net soos, dis 'n lekker warm bad. En soos niks, ja, jacuzzi. Soos hier borreltjies, alles. Lekker. Niks gebeur met hom nie, nie eens 'n haartjie op sy lyf was geskroei nie. Soos imagine net die getuienis wat hierdie mense gehad het. Hulle het 'n lewe geleef van eintlik maar net amazing goed. Hulle het 'n wonderlike lewe gehad. En in hierdie week toe ek nou voorberei en ek dink aan al hierdie goed, dink ek soos, maar wat aan die einde van die dag sê my lewe van God? Ek weet nie of ek 'n midlife crisis al beleef in my lewe nie. Ek dink ek doen. Maar ek is op 'n plek in my lewe, ek weet nie van julle nie, waar ek net sê, weet jy wat, ek wil nie hierdie lewe leef, en aan die einde van die dag wonder, wat het my lewe beteken nie? As ek lees van Paulus hulle en Johannes en al die disippels, Thomas, wat Indië toe gegaan het, dan dink ek het aan die einde van die dag, wat beteken my lewe vir die Here? En die een ding wat ek net nie wil ervaar nie, is eendag wil ek voor die Here staan, of wil ek nie voor die Here staan en sê, Here, weet jy wat, dankie vir die, hoeveel ook al jare daar was. Kom ons sê 80. Here, dankie vir die 80 jaar, maar ek kan eintlik net niks vir jou wys van daai 80 jaar nie. Die 80 jaar op aarde gehad, ek het 3 wonderlike kinders gehad, wonderlike vrou, maar ja, my lewe het net niks veel of meer opgelewer as dit nie. En ek weet nie van jou nie, maar dis eintlik die een ding wat ek op hierdie stadium in my lewe sê, weet jy wat beteken my lewe vir die koninkryk? Wat beteken my lewe vir my kinders, vir my vrou, vir die gemeente, vir die mense om my? Het ek 'n goeie getuienis om te lewe? As mense na my lewe eendag gaan kyk, gaan hulle sê, soos wat ons na Paulus hulle se lewe kyk, sê, wow, wat 'n lewe het hy nie geleef nie. Dit is my altyd die vreemdste ervaring, nee, as iemand my bel en sê, hoor jy, Dominee, my oom of my tannie of my oupa of wie ook al is oorlede. En dan weet ek, soos ek ken hierdie oom of tannie soos in glad nie. En dan probeer ek nou preek, nee, as ek soos nou probeer ek vir die mense daarom ietsie sê, weet jy wat, ek hoop julle het vrede en al die dinge, as ek soos, maar ek ken nie hierdie persoon nie. Ek weet nie wie dit is nie. En julle weet ons hoe gaan dit by 'n begrafnis. Hierdie persoon het soos absoluut niks verkeerd gedoen, ooit in hulle lewe nie. Dan dink ek net altyd by myself, soos, of ons gaan lieg, of ons gaan die waarheid vertel. So dis die twee opsies, né? Maar mooi, ons gaan mooi goed sê, dit weet ek. Soos hierdie persoon was wonderlik, hulle het al hierdie wonderlike dinge gedoen, ons gaan hulle mis, en aan die einde van die dag is ons net soos, whatever. En so my vraag vanoggend is, wat los jy agter? Wat laat jy agter, wanneer die Here besluit om jou te kom haal? En so hierdie diens gaan half bietjie meer van 'n introspeksie wees. Ek wil hê jy moet daai papiertjie gou wat ek vir jou, wat by die deur, amper so by die huis. Wel, dit is die huis van die Here, né? Maar daar by die deur uitgedeel is, vat daai papiertjie. En as jy na hom kyk, né, sien jy, hy's 'n mooi papiertjie, né? Daar's seker mooi blommetjies hier aan die kant. Ek het tyd gevat om hom te maak, hoor? Ek het mooi tyd gevat. Hierdie papiertjie veronderstel is jou begrafnisbriefie. Ek gaan 'n bietjie nou depro raak, maar bear with me. Hierdie papiertjie is die papiertjie wat in jou begrafnisboekie eendag gaan staan. Wat wil jy hê moet daar staan? Wil jy moet vir 'n oomblik dink, ek vra julle om penne bring, né? Jy moet nou 'n pen uithaal. Anders dan moet jy maar net dink, as jy nou nie 'n pen, skryf dit ook op jou foon neer of iets, né? Maar dink gou vir 'n oomblik, wat? Ons is nou eers by die ander, né?
Wat wil jy graag hê moet ander mense van jou sê? Eendag by jou begrafenis. Weet jy wat, Stiaan? Ja, weet jy wat? Hy het hopeloos te lank gepreek. Wat ook al. Wat is dit wat mense eendag van jou moet sê by jou begrafenis? Dink gou-gou 'n oomblik. As jy wil, as jy nou nie 'n brief, of as jy nou nie 'n pen gebring het nie, praat dalk met die persoon langs jou, nê? Dink gou vir 'n oomblik en praat jy met die persoon langs jou en sê, weet jy wat? Ek dink eendag wil ek graag hê my kinders moet sê, weet jy wat? What a dad. Hy was great. Of weet jy wat? Stiaan was iemand wat ook al. Maar nou nie dink oor my nie, net oor jouself. Vat gou-gou 'n oomblik. Vat so 'n minuut of 2, ek gaan sommer so 'n lekker liedjie hier agter in die agtergrond sit. Maar vat gou 'n oomblik en dan skryf jy gou-gou, wat moet ander mense eendag van jou sê as daai jou begrafnisbriefie is? Wat moet daar staan? Wat moet mense eendag van jou sê? Kom, ek gaan sommer vir ons net so 'n paar, sommer 'n liedjie of 'n 2 opsit. En dan dink jy gou vir 'n oomblik. As ek gaan nou vir julle nog tyd gee, so as jy nog wil dink en nog skryf, is jy meer as welkom. Maar die ander kant van hierdie briefie is God, nê? Nee. En so dis great om deur mense geëer te word. Dis great om te sê, weet jy wat, mense moet my sê, weet jy wat, Stiaan was 'n great mens, of wat ook al, hy het al hierdie gedoen, en in 'n mate, en hier is die probleem, nê, is ons kan mense eintlik maar, ek gaan die mooi woord gebruik, voel, maar jy kan 'n ander woord gebruik, nê. Ons kan in 'n mate, kan ons mense bedrieg, en sê, weet jy wat, ja, en Stiaan was 'n great persoon, en dan dink my kinders, wat jy hom ontmoet? Want die pa wat by my huis was nie so great gewees nie. En so ons kan in 'n mate, kan ons mense eintlik maar bedrieg in hierdie lewe, en al hierdie mooi goed voorgee. En dit aan die een kant is half daai wat ons by die begrafnis altyd maar net mooi goed sê, maar dit is nooit eintlik die waarheid nie. Maar die Here wat in sy woord sê dat hy ken ons harte. Hy ondersoek ons hart en weet wat ons gedagtes is, wat ons nie kan eintlik maar verbykom nie. Eendag as jy daar in die hemel staan, dit is my so mooi, ons het ergens in die week, toe lees ek hierdie gedeelte in 2 Timoteus 4, waar Paulus sê, ek wil gou vir julle lees, dit is eintlik so 'n beautiful gedeelte,
wil net by Timoteus uitkom. Kom. Dis dalk 'n dingetjie daar sê. 2 Timoteus 4 vers 7. Hoor gou wat sê Paulus. Hy sê ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Imagine jy kom daar aan die einde van jou lewe en jy staan voor die Here wat alles gemaak het. Die Here wat hemel en aarde gemaak het, die Here wat jou wonderlik gevorm het. Dit is nou so mooi as die vrouens wat hier was. By Vrydag se funksie het aan hy gepraat van die Here wat ons in ons moederskoot gevorm het. Die Here wat sy seun gestuur het vir ons. Imagine my oomblik wanneer jy daar voor hom staan in al sy glorie en al sy wonderlik en dit wie hy is, sy heiligheid. En jy staan daar voor hom. Ek gaan ook so voel. Yes. Wat is die woorde wat jy uit sy mond wil hoor? Wat is die woorde wat jy wil hê hy vir jou moet sê? Ek wil jou speel mag, dan pos. Wat is die woorde wat hy, of wat jy graag wil weet, hy vir jou sal sê? Wel dan Stean, jy het dit gemaak. Ook maar net. Maar jy is daar aan my. Wat is dit wat hy vir jou moet sê? So vat daai papiertjie, as jy pen het, dan het jy 'n pen, draai hom om, daar sal waar sê God, wat is die woorde wat jy graag sou wil hê, hy vir jou moet sê? As jy nie papiertjie, of as jy nie pen het, gesels dalk met die persoon langs jou, weer, en vat ons 'n paar minute, en dan gesels ons weer met mekaar oor dit. Ek gaan vanmiddag dalk nog 'n bietjie verder gaan dink en verder nog gaan
Skryf as jy wil. Jy sien, die dag gaan eendag kom. Ek het dit oorweeg, ek het dit nie gedoen nie. Maar ek het oorweeg om soos 'n kussie te hê, nee. Maar sien, die een ding waarvan ek en jy gewaarborg is dat die dag gaan eendag kom. Wanneer ons kus of as of wat ook al hiervoor in 'n kerk, dalk hierdie kerk, dalk 'n ander kerk gaan sit. En dan gaan mense oor jou praat en dan gaan 'n dominee probeer preek of gaan preek. En dan gaan 'n klomp goed oor jou gesê word. En die vraag is dit wat hulle sê, is dit die waarheid of is dit eintlik maar net, wat ons sê net 'n klomp mooi goed? Wat is die testimony wat jy agterlaat? Wat is die nalatenskap wat jy los? Wat jy sê, weet jy wat, ek het 80 jaar gehad en hierdie 80 jaar het dit beteken in die koninkryk van God. Hierdie 80 jaar het dit beteken vir die Here. So baie keer dink ek, en ek ervaar dit baie keer self ook, en sê ek wens nie die Here wil vir my sê wat om te doen, nee. Hy het vir my hierdie klomp tyd gegee op die aarde, maar soms wil ek net weet, waantoe is ek op pad, wat moet ek gaan doen? Nou ja, kan sien as 'n juffrou se kind, nee, raas met die kinders. Ons gaan 'n klomp jare op aarde hê, en jy gaan dit, die Here gun dit vir jou, en die Here gee dit vir jou. En aan die einde van die dag, dan vra jy net vir jouself, maar wat het dit beteken? En soos ek nou net eintlik gesê het, voordat ek myne geplaai het, is dat baie keer dan wonder ons, wat wil die Here hê moet ek doen? Wat is dit waarmee ek moet besig wees? Wat is dit wat ek graag wil hê moet gebeur? Nou, hier is vir jou 'n maklike, en sonder dat jy dit dalk geweet het, antwoord op daai vraag. Wat het jy neergeskryf op daai papiertjie? Wat het jy neergeskryf op daai papiertjie, moet ander mense van jou sê, en moet God van jou sê? Want dit wat jy wil hê, hulle moet sê van jou, is die dinge wat die Here vir jou sê, gaan doen dit. As ek graag wil hê, my kinders moet eendag vir my sê, weet jy wat, my pa was 'n pa wat betrokke is, dan beteken dit vir my, dat ek moet bietjie minder op my foon wees, en bietjie meer betrokke wees. Dit maak sin. As ek wil hê, my kinders moet sê, ek was 'n liefdevolle pa wat daar was vir hulle wanneer hulle nodig het, dan beteken dit ek moet dalk 'n bietjie minder die TV aansit, en dalk eerder die TV uitplug of saam met 'n bed of wat ook al, en bietjie games saam met hulle speel. Saam met hulle gaan buite speel. Dit wat ek wil hê, die mense moet vir my sê, is die dinge wat ek eintlik dan moet gaan doen in hierdie wêreld. Maar dieselfde ook vir die Here. Daai goed wat jy neergeskryf het. Ek wil hê die Here moet eendag vir my sê, well done, Stiaan. Jy het soveel mense na my toe gelei, of wat ook al. Wat ook al dit mag wees. Wel, dis dan die dinge wat ek moet op fokus. Dis die dinge wat die Here dan dalk vir my roep om te sê, maar gaan doen dit. Wil jy hê, jy moet eendag kom en mense moet sê, weet jy wat, hy was 'n man wat omgegee het. Wel, gaan gee dan om vir mense. Hy was iemand wat vir mense versorg het. Gaan dan en versorg mense. Hy is iemand wat die woord van God uitgeleef het. Great! Gaan bestudeer die woord en gaan lewe dit uit. Hy is iemand wat mense lief gehad het. Hy was iemand wat genadig was. Hy was iemand wat regverdig, wat ook al. Maar gaan dan en gaan doen dit. Dit wat jy wil hê, mense, en spesiaal die Here oor jou moet sê, is die dinge wat jy dan moet gaan doen. Ek sê baie keer vir mense, en dink ons maak dit vir onsself baie keer te complicated. Ek wil vir die Here werk, of ek wil hê die Here moet my net gebruik. Maar ek weet nie hoe nie. Val, die woord sê vir ons, gaan gee net om.
Gaan praat hy met iemand, gaan gesels hy met iemand. Nee, die Here moet vir my, jy dis stem uit die hemel uit met hy. Die Here het dalk vanoggend vir jou gesê. Deur daai dingetjie wat jy neergeskryf het, daai dingetjie wat jy gedink het, as jy dit nou nie neergeskryf het nie. Het die Here dalk vir jou gesê, waarop moet jy jou lewe dan fokus? Die vraag is, gaan jy dit doen? Gaan mense aan die einde van jou lewe ook vir jou kan sê, soos wat Paulus hier in Timoteus skryf, hy of sy, wie ook al, het die goeie wedloop afgelei, het die wenstreep bereik, het gelowig enduit volgehou. Jy sien, want een ding wat ek jou kan waarborg, is wanneer jy vandag besluit, daai is die goed wat ek wil doen, kan ek jou waarborg, gaan die vyand begin om jou te probeer distract, jou probeer oortuig dat dit is nie goed vir jou nie, of dat jou lewe probeer so hel maak, dat jy net eintlik opgee op dit. Kom ek deel met julle vanoggend. In begin van die, nie begin van die jaar, eintlik einde laas jaar, maar dan begin jy mos nou jou nuwejaars voorneme maak. Yes, hierdie jaar gaan dit werk. Afgelope 33 jaar nie gewerk nie, maar hierdie jaar gaan dit werk. Die een ding wat ek vir myself gesê is, ek wil graag elke aand voordat ons gaan slaap, wil ek saam met Matthew en Noah, wil ek daar by hulle bed gaan sit en ek wil vir hulle Bybel lees en ek wil vir hulle bid. Ek gaan vir julle sê hoe verkeerd ek het reg gekry nie. Anders dan fire julle my môre. Maar dis die ding wat ek my kinders wil hê moet onthou van my. Soos wat ek kan onthou, elke oggend het my pa my uit die bed uit kom haal, my in sy bed gesit en daar Bybelstudie saam met ons gedoen. Nou weet julle wat die een ding wat ek al ervaar het hierdie jaar? Ja, mense is baie besig tydens die tyd wanneer hulle moet gaan slaap. Net soos dat 'n kind, nê? Jy sê 'n kind is die besigste wanneer hulle moet gaan slaap. Kind het die meeste dinge om te doen, die oomblikke wanneer hulle moet gaan slaap. Soos nou die hele dag om vir my al stories te vertel. Wanneer wil sy vir my vertel? Wanneer ons moet gaan slaap. As jy so, papa, maar ek moet jou eers vertel. Jy het 6 ure gehad om my te vertel. Wat jy punt wat ek wil maak, dat daai goed wat jy nou net dalk besluit het, weet jy wat ek wil hê, en dis die dinge wat ek gaan leef, is die dinge waar die vyand gaan kom en jou probeer verhoed. Daai oomblik as jy dalk besluit het, weet jy wat ek wil hê, aan die einde van die dag, wil ek 5 mense vertel het van die Here. Môre die oomblik wanneer jy gaan begin, of vandag wanneer jy gaan begin, is die oomblik wanneer die duiwel gaan kom en vir jou sê, maar, man, jy kan nie. Wie's jy? Man, hulle gaan jou spot. Maar gaan ek en jy, soos wat daar staan in Paulus, gaan mense, een van ons kan sê, hy het voluit of enduit volgehou. Dit wat hy beloof het, dit het hy gedoen. Ek wil jou uitdaag vandag, is om daai papiertjie baie ernstig op te vat. As jy nie 'n pen gehad het vandag, jy vat 'n papiertjie, as jy 'n papiertjie nodig het, daar in die ingangsportaal. Nee, wat wil ek altyd voorgangsportaal sê nie. Daar in die ingangsportaal. Ek wil jou uitdaag vandag. Vat 'n papiertjie as jy nie een het nie. Vat die tyd, vanaand, vanmiddag, wanneer ook al. Ek gaan skryf op daai papiertjie neer. Aan die einde van my lewe wil ek hê, mense moet dit kan sê vir my. Meer belangrik wil ek hê, die Here moet dit sê vir my. Dis die dinge
wat jy moet op fokus in jou lewe? Ek gaan vra om hande op te steek, maar ek wil net vir julle 'n paar goed vra. Ek wonder, weer eens, moenie jou hand opsteek asseblief. Maar ek wonder, is daar enigiemand vandag hierso wat sê, aan die einde van my lewe wil ek graag elke episode van wat ook al gekyk het. Is daar iemand vandag hierso wat sê, weet jy, aan die einde van die dag wil ek net ten minste gehad het, my vrou moet weet, ek was reg gewees. Die lig was blou. Is daar enige iemand hier vandag wat aan die einde van die dag wil sê, weet jy wat, ek wil daarom net sê, het my nou niks gehelp nie, maar ek het ten minste 10 miljoen rand in die bank. Ek gaan nog steeds doodgaan, maar daarom het ek het gemaak. Enige wat vandag wil sê, weet jy wat, ek wou net nog 'n uur gaan werk het, en my familie gaan afskeep het. Nou, hoekom is dit die dinge wat ons so vinnig na toe hardloop? Hoekom is dit die dinge wat ons tyd vat? Vat daai papiertjie, asseblief. Gaan skryf daarop neer. Sit hom ergens waar jy hom gaan sien, elke oggend. Dalk in die Bybel, as jy weet, ek gaan elke oggend Bybel lees, sit hom daar. Anderste, as een van die goedjies is, ek wil elke dag Bybel lees, dan plak hom dalk nie in jou Bybel nie, plak hom dalk ergens teen die yskas of sweets, nee. En elke oggend wanneer jy opstaan, en sê, dit is wat ek moet op fokus. Ek wil hê my kinders moet sê, hulle het 'n liefdevolle pa gehad. Great. Stian, wees vandag 'n liefdevolle pa. Ek wil hê die Here moet eendag vir my sê, wat ook al. Kyk Stian, fokus op dit vandag. Ek sê nie, kwot julle werk nie, asseblief moenie. Maar daar by jou werk, wees dit wat jy gesê het, jy graag wil hê, God moet van jou sê, of mense moet van jou sê. Want aan die einde van die dag, dan lees mense ons lewens, soos wat ons gelees het, Paulus se lewe, en sê, wow, 80 jaar wat betekenisvol was, in die koninkryk van God. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons u woord net weer kon lees vandag. Here, en so baie keer dan lees ek in die Bybel van die disippels en Paulus en Ou Testament van Abraham en Noag en daai ouens, en dan dink ek net soos, wow, wat 'n amazing lewe. Jo, hier's iemand wat amazing dinge gedoen het in hulle lewe. Ja, dan dink ek aan my eie lewe, en dan dink ek soos, jo, het ek al iets, net soos, iets reg gekry, soos dit. Here, maar die probleem is nie dat ons nie kan nie. Here, ieder en elk van ons kan ook 'n lewe leef, net so betekenisvol, soos Paulus hulle, en Esther, en Dawid, en Abraham, en Timoteus, en elke persoon wat ons van lees in die Bybel. Here, ons kan net so 'n betekenisvolle lewe leef. Here, as ons net besluit om vandag te begin. Here, want so baie keer word ons deur ander dinge en aardse dinge distract. So baie keer, Here, hou ons vas aan dinge wat ons dink vir ons belangrik is hier en nou, maar dit is glad nie eens belangrik die dag wanneer ons sê, mense moet hierdie goed van ons sê. Here, so help ons om net weer, Heilige Gees help ons, wanneer ons daai vorms invul, en 'n papiertjie invul, dat ons net weer sal fokus en sê, weet jy wat is belangrik in hierdie lewe? Wat is vir u belangrik? Wat is vir ons belangrik?
Here, dat ons net weer op 'n punt kom in ons lewe om te sê, weet jy wat, maar daai ding is nie belangrik nie. Here, dat ons prioriteite net weer reg kry. Dat ons aan die einde van die dag, Here, wanneer ons voor U gaan staan, en voor U gaan ons eendag staan, Here, dat ons nie daar staan en sê, weet jy wat, dankie vir hierdie 80 jaar, of hoeveel jaar, of wat ook al, maar, hier staan ek met leë hande voor U. Hier staan ek en my lewe het niks beteken nie. Here, mag ons hierdie week uitgaan en betekenisvolle dinge doen vir U en U koninkryk. Vir die mense wat U vir ons gegee het om ons lewe saam mee te spandeer. Here, dat ons eendag, wanneer dit ons dag is, wanneer mense nie moet jok oor ons lewe en sê, ja wel, ons moet net niks sleg sê nie. En nog meer, Here, wanneer voor ons voor U staan, dat ons nie mag hoor, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Here, help ons om net weer te fokus. Heilige Gees, help ons om wanneer ons hierdie dinge dan begin leef, dat ons net sal toelaat dat die duiwel en die vyande met soveel goed na ons kom en ons probeer oortuig dat dit is nie die dinge wat ons tyd aan moet spandeer nie. Dat hulle nie ons sal oorreed om op te gee nie, Here, maar dat ons soos Paulus daar skryf, tot die eind uit het ek volhard. Het ek vasgehou. Ek het die goeie wedloop geloop. Ek het die oorwinning behaal. Here, ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir die offergawes. Ons gaan 'n laaste lied sing. Daar's lekker koffie en tee ook na die tyd, so asseblief kom drink lekker. Daar's nie vandag klas nie as gevolg van die lang naweek. So maar moet nou nie huis toe gaan nie. Kom drink eerder 'n koffie hier saam met ons. Dis lekkerder. Gaan sê.